Kan jy plek inneem? Graag net vinnig met u gesels oor die betekenis van die doop. Ons net daaraan weet te herinner en te onthou, want dit is nogal 'n belangrike deel van ons as gereformeerde of NG Kerk, 'n deel van ons belydenis, deel van ons sakramente, en daarom is dit nodig dat ons mekaar net hieraan herinner. Nou God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. En hierdie verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is, en dis nogal belangrik hierdie. Dit beteken dat hy is ons Vader, wat vir ons wil sorg, wat vir ons liefhet en ons wil dra. Beteken dat hy, die Jesus Christus, ons verlosser is. En die doop beteken dat die Heilige Gees vir ons in ons kom woon, wat van ons nuwe mense maak. So God Drie-enig is hier teenwoordig. Geen mens van ons, geen van ons kan hierdie gawes wat God vir ons kom gee deur die doop, kan ons dit verdien nie. Want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Maar Jesus het egter gekom en na die straf van die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe aan ons skenk, kan hy dit vir ons as 'n geskenk vir ons kom aanbied. Betekenis van die doop kan partykeer maklik misverstaan word. En daarom is dit belangrik dat ons vir mekaar sê, dit is meer as net 'n mooi gewoonte wat ek doen ter wille van ander of ter wille van die kerk. Maar dat ek self hierdie besluit maak om my kind te bring om gedoop te word. En dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Ek sal nooit vergeet nie, toe ons vir Tivan gedoop het op Kersdag. Nog 'n hele paar, sorry Tivan, dis nou amper 9 jaar terug. Toe vra ons vir Marnus, die daar aand voor die tyd, verstaan jy waaroor die doop gaan? Weet jy hoekom doop ons jou broer môre? Toe sê hy, ja papa, want God het hom lief. Nou as ons dit van die doop kan onthou, dat ons doop, want ons wil kom verklaar, ons wil kom erken, dat God het vir Christine lief. Dit is wat ons kom doen by die doop. Dis vir my so mooi, ek het dit laas keer ook gesê, is dat deel van die doopgesprek gewoonlik is, dan vra ek vir die ouers, waarom en hoekom doen julle dit? En waar Robert hulle weer erken het, gesê het, Tim, ons wil vir die Here dankie sê. Dankie vir hierdie lewe wat hy vir ons gegee het. Hierdie lewetjie om te versorg en die verantwoordelikheid van te neem. In opregtheid dit na die Here toe te bring. En dit is deel van die doop ook vanmôre, is om te kom sê, dankie Here. Nie net dankie vir Christine, maar ook dankie vir hierdie genade, dankie vir die liefde, dankie vir vreugde en vrede, en al hierdie mooi dinge, wat vir u vir ons kom gee, deur die Heilige Gees. Dankie. So ek vra dat nou dat Robert, dat jy en Carla na vore sal kom, en dat Christine ook na vore gebring sal word. En terwyl dit gebeur, gaan ons saam 'n lied sing, my enigste troos in lewe en dood. Yeah.
baie dankie julle. Dit is 'n baie mooi liedjie, maar soos wat die liedjie aangehou het Christine se lippie al hoe meer so ek weet nie vir wie sy gesien nie. Ek weet ons is ook verskriklik dankbaar dat ons vandag kan doop. Christine was so 'n bietjie siek, so 'n week of wat terug, so ons met groot dankbaarheid dat sy hier is en gesond is en dat ons dit kan doen. So wat 'n voorreg. Goed. Ons het nou gehoor wat die doop beteken. En dat God drie-enig hier is. Daarom vra ons dat julle nou as ouers op die volgende vraag gaan antwoord. Ek gaan die vraag lees. Ek weet daar moet eintlik net 3 vrae wees, maar ek gaan julle nou 'n bietjie meer vra. Okay. So goed. En aan die einde hoef jy eers ja te sê. Bely julle, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God. Aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkomme leer van verlossing. En beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. En daarmee, daai laaste enetjie wil ek so 'n bietjie uitbrei. Beloof julle om vir haar, soos sy groot word, oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir haar 'n voorbeeld te wees in geloof en gehoorsaamheid. En beloof julle om haar te help om God se beloftes haar eie te maak. Wat's hardop julle antwoord? Goed. Ek wil nou graag vra dat die oupas en oumas asseblief na vore sal kom, Wessel en Sonet, asseblief, en Billy en Chriset, as julle asseblief na vore sal kom. Vra dat julle so draai en na die gemeente sal kyk. Broer en suster, ek hoef nie vir julle te sê die voorreg wat dit is nie. Ek glo elkeen weet en julle weet dit net so goed, oupas en oumas, om hiervan te kan deel wees. Maar die rede hoekom julle hiervan te kan deel wees is omdat julle doopbeloftes destyds nagekom het en julle kinders groot gemaak het in die weë van die Here en daarom staan julle hier. So dit was hulle begeerte. Ek wil eintlik al sê hulle behoefte dat julle saam met hulle hier staan, want hulle wil ook op 'n manier erkenning gee dat julle deel is vir die feit dat hulle vandag vir Christine kom doop. Goed. So baie geluk vir julle en dankie dat julle saam hier is. Kom ons toets net eers gou die water. Wat sê? Christina Maria de Jong, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ek wil net vra dat Dominee Madeleine ook gou na vore sal kom, dan gaan ek 'n gebed van seën doen en dan gaan ons vir haar well done hoor. Kom ons gemeente, as u gemaklik is daarmee, kan u hande ook na hulle toe uitstrek. Ons gaan nou vir die ouers en vir Christine bid. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg. Dankie dat u al hierdie dinge uitgedink het en vir ons kom bied het. Dankie Here. Dankie vir liefde. Dankie dat ons liefde mag ontvang en dankie dat ons liefde kan gee. Dankie vir die voorreg om van liefde tussen 'n man en 'n vrou. Dankie Here. Dankie vir liefde van ouers vir hulle kinders. Dankie daarvoor. Dankie Here dat u vir Carla en Robert gaan bekwam vir hierdie taak wat u vir hulle gee om vir Christine groot te maak in u weë.
Groot te maak, Here, om U genade te leer ken. Groot te maak om U liefde en die vreugde en die vrede van alles wat U bied te leer ken. Dankie, Here. Dankie dat U hulle gaan help om 'n goeie voorbeeld te wees vir haar. In wat hulle sê en wat hulle doen. Dankie, Here. Dankie dat U hierdie laat gebeur. Dankie vir gesondheid, Here. Dankie. Here, ons kom vra en ons kom bid vir Christine, dat U, soos wat U beloof, dat U Uself aan haar sal openbaar. Here, dat U sal klop, dat U sal haar help om te sien en te hoor en U te aanvaar as haar verlosser, as haar Here, as haar Vader. Asseblief, Here. Ek bid, Here, dat U haar sal seën met goeie vriendinne en vriende. Ek bid, Here, dat U sal help, Here, in elke uitdaging wat oor haar pad gaan kom, dat U vir haar die nodige veerkragtigheid sal gee, die nodige nabyheid van U sal gee, sodat sy hierdie lewe ten volle sal kan leef in Jesus naam. Dankie, Here. Amen. Amen. Daar's 'n wonderlike belofte in Filippense 2 vers 13, waar die Here sê dat hy sal ons bekwaam en gewillig maak om sy wil te doen. So, dis wat die Here vir julle ook beloof, hoor. Goed. Kom ons. Baie geluk, nog nie klaar nie, hoor, is nog nie klaar nie. Maar nog nie gaan sit nie. Dat sê baie geluk. Baie geluk. Gemeente, dan as hy my toelaat sonder om te toe maar. Ontmoet ons nuutste gemeente lidmaat. Is hy nie pragtig nie? Gemeente, kom ons staan, dan sing ons vir hulle, as die hele Breër familie almal, laat die Here U seën op hul dae. Nou kan jy gaan plekke inneem. Gemeente, nou het is ook geleentheid vir ons kinders tot en met graad 2 jaar om uit te gaan na kleuterkerk. Kom ons gee vir hulle kans. Gemeente, ons gaan nou saam lees uit Lukas 10 uit, so jy kan nie, as jy die Bybel saambring, so in toe blaai, of jy kan net volg op die bord. Het jy almal hierdie mooi pink stoelie voor in die kerk gesien?
gaan hy lekkerder sit as die kerkbanke? Is daar iemand wat wil voel, kom sit hy? Terwyl almal kyk, nee, dit glo nie so nie, nee. Dit is dit na aanleiding van ons boodskap en tema ook vanmôre. Dat ons, jy sal nou lees hier in Lukas 10, dat Jesus eintlik vir Martha genooi het om by hom te kom sit. By hy bekom rus. Te doen dit wat Maria klaar gedoen het. So dis waarvoor ergens gaan ek bietjie op hom sit. Maar dit sal vandag se tema is, dat die Here ons nooi om te sit in sy teenwoordigheid, maar ook te sit en te erken wat hier in my hart aangaan. Want daarvan hardloop ons baie keer maklik weg. Ons ignoreer dit, of ons vee dit onder die mat in, of ons doen allerlei dinge daarmee sonder om te erken wat gaan hier aan. Want dit laat ons buite beheer voel, dit laat ons oorweldig voel. En dis dan waarna toe ons genooi word. Ons word genooi om by hom te kom sit. So kom ons lees gou hierdie gedeelte saam, Lukas 10 vanaf vers 38. Weet ons het al baie gebid, maar kom ons bid net gou weer. Here, dankie dat ons baie na U toe mag kom, gereeld na U toe mag kom en net kom vra, kom help of kom lei ons asseblief, Here. En dis wat ons ook nou vra, kom praat met ons deur hierdie gedeelte, Here, kom skep in ons harte die verwagting om U ook hier te kom ontmoet, om soos Maria genooi te word om by U te kom wees, in U teenwoordigheid, U rus, U vrede asseblief, Here. So kom, Here, U weet wat verhoed ons, U weet wat keer ons, U weet hoe werk ons gedagtes, ons koppe, ons harte, U ken ons verlede, U ken ons nou, U ken ons toekoms, U ken alles, Here. En met dit kom ons na U toe, wil ons by U kom wees, Here. Kom seën ons, kom met U genade geteenwoordigheid vanmôre. Dat dit vir ons tasbaar sal wees, dat dit meer as woorde sal wees wat ons vandag kom praat of kom sê. Asseblief, Vader. Gebruik ook my as die diensknegt in nederigheid, Here, tot uitbreiding van U koninkryk, tot eer van U naam. Amen. Kom ons lees gou die gedeelte saam. Hulle sê met ons verbeelding kan ons op enige plek wees, want ons kan ons gedagtes soontoe vat, en ek wil hê jy moet hierdie probeer verbeel wat ons vandag hier so lees. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig. Die Grieks sê eintlik sy het heen en weer beweeg, heen en weer gehardloop. Baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. En suster, ek het laasweek sommer in die erediens sommer 'n bietjie gesels oor 'n spesifieke gedeeltes in die Bybel wat die Here al gebruik het om my te dra. Hoe hy deur sy woord my gedra het, en hierdie is een van daai gedeeltes wat ek laasweek net weer so vinnig na verwys het. Hierdie verhaal het God al soveel keer gebruik in my lewe. Partykeer was dit om my te dra en my te bemoedig, maar ander kere was dit om my te vermaan. En te sê, hey André, kom sit. So hierdie gedeelte het my so alweer nader gehark die week, om my te help, om net 'n bietjie dit waarmee ons in die gemeente oor die laaste paar preke, om dit te probeer saamvat, want ons het oor 'n klomp emosionele dinge gesels, ons het oor skaamte gesels, ons het oor minderwaardigheid gesels, nie goed genoeg nie. Ons het gesels oor lyding en verlies en trauma en waar God daarin is deur Job, en ons het gesels oor angste en vrees en bang wees.
En ek wil dit graag vanmôre probeer saamvat, want weet jy, broer en suster, ek het agtergekom toe ons nou met hierdie dinge besig is, toe raak ek meer bewus daarvan in my eie lewe. Was meer, dis asof iemand 'n lig begin skyn het, en dis nie heel moontlik die Here, maar ek het bewus geword van daai emosies. Hoe dit my op sekere maniere laat optree, hoe dit my oor sekere sake laat dink, hoe ek oor sekere dinge gepraat het. In die lewenisse moet ek vir u sê, dit was soms sleg. Ek het nie daarvan gehou wat ek hier binne my hart gevoel het nie. Maar ek kan vir een ding sê, dit was goed. Dit was nogal groeityd vir my. Want dit het my gehelp om net weer 'n bietjie stok te neem. So of 'n EKG, emosionele EKG op my hart te plaas en te sê, wat gaan hier aan? Ons ken die sêding waar Jesus kom praat en kom sê, dat dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wie stem saam met daai woorde van Jesus? Het jy daar in jou eie lewe agtergekom? Dis nie maklik om te wonder as jy beheer verloor met jou woorde om te weet wat gaan nie binne aan nie. As ongeduld begin oorneem, dan moet jy vir jouself vra, wat gaan hier aan? Ons weet dit nog eintlik nog meer. Ons weet, dis nie net wat by die mond uitkom nie, maar dit is baie keer wat by die oë uitkom en baie keer wat in my gedrag kom wys, is 'n simbool van wat hier binne aangaan. Dit is half die yspunt van die berg, dit is waar dit alles gebeur, as my hart vol hierdie oorlaaide emosies is. Of dit nou emosies van skaamte, of van angs, of van trauma, of van minderwaardige gevoelens, of van kwaad, of onreg, moet ons weet, my impulsreaksie op daardie goeters wat hier binne-in gaan wees, is dat ek vinnig gaan reageer, dat ek gaan besluit, dat ek gaan praat, dat ek dinge gaan doen nog voordat ek gedink het. En ek weet, u weet, dit is waar. Dit is so. So dis my hoop vanmôre, dat u sal hoor die woorde wat Jesus vir Martha sê, en dat hy het vir my en u kom sê. Martha, Martha, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. So hierdie storie vanmôre is nie net 'n Martha en Maria storie nie, dis 'n my storie en dit is jou storie. Dis 'n verhaal wat vir ons kom help, dat ons kom erken en kom sê, ek leef met dinge in my hart wat my onrustig maak, wat my kwaad maak, wat my skaam maak, wat my baie keer oorweldig. So daarom wil ek baie stapsgewys deur hierdie gedeelte gaan om ons hiermee te help, en nou wil ek eers 'n rukkie tyd spandeer by Martha. Hoe Martha opgetree het, hoe haar emosies die beste van haar gekry het. En dan gaan ons kyk na Jesus se woorde en sy reaksie, dat wanneer Jesus gesê het, Martha, Martha, dat dit nie was om te veroordeel nie, maar dit was om haar uit te nooi. En laastens gaan ons dan ook kyk na Maria, en wat sy gedoen het, en wat ons in daardie manier van by Jesus wees kan leer. Nou broer en suster, hierdie gedeelte in Lukas 10 het ook nie net so uit die lug uitgeval nie. Die verhaal van Martha en Maria het so half 'n oploop gehad. Van Lukas 9 vers 51 al was God besig om, of was Lukas besig om te wys hoe belangrik gasvryheid vir die evangelie van Christus is. So Lukas 9 vers 51 kom praat oor dat Jesus deur 'n Samaritaanse dorpie sou gaan, maar hulle wou hom nie ontvang nie, hulle wou hom nie daar hê nie, hulle wou hom nie gasvry behandel nie. En dan lees ons in die begin van Lukas 10 waar 72 disippels of 72 mense uitgestuur word om die evangelie te gaan deel met 'n opdrag, dat as jy in iemand se huis kom, sê vrede vir julle. En dan word daarna gesê, en die mense wat dit ontvanklik is daaroor, dat die vrede sal na hulle toe terugkom, maar die mense wat julle nie daar wil hê nie, skud dan die stof van julle voete af. En dan kom hier verhaal van die barmhartige Samaritaan, of die gasvrye Samaritaan, sal mens ook kan sê. Waar ons weet, uit die 3 in daai gelykenis was daar 2 wat nie gasvry was nie, die priester en die leviet, maar die Samaritaan was.
So wat wil Lukas vir ons kom doen het tot en met Lukas 10 is, hy wou hê ons moes sien, ons as lesers moet hoor hoe belangrik gasvryheid is. En dan kom Jesus hier by Martha en Maria, en Martha is gasvry, maar sy is die een wat vermaan word. Hoe werk dit? Wat gaan hier aan? Martha tree gasvry op, Maria gaan sit by Jesus se voete, om te leer, om te luister en te ontvang. Martha kom doen wat volgens hierdie Lukas 10 se konteks is die regte ding. Anders as die Samaritane, anders as die priester en die leviet, anders as die mense wat nie die disippels wou ontvang nie. Sy doen reg. En Jesus kom spreek vir Martha aan. En dadelik moet dit ook vir ons kom sê, dan hier is nou 'n bietjie meer aan die gang as net gasvryheid. Is dit nie? Ons lees hier dat Martha se geduld het opgeraak, en dit kan maklik gebeur, nie? Wie sukkel met geduld? Kom, ons is regtig vandag lekker eerlik. Wie sukkel met geduld? Wat? Ek net geseker maak, onthou hier, die Here kyk ook en so. Wie verloor partykeer sy eie waarie meer? Ja, is dit nie? Wie reageer partykeer voordat jy dink? Maak aannames. Ek weet nie, as ek baie keer na hierdie storie kyk, julle, dan sien ek, as Martha so kwaad word en haar geduld raak op, dan sien ek my ouma, sy het altyd so met haar hande aan die sye gestaan. Sy praat met Jesus. Haar geduld is klaar, sy is op. En dan weet ons ook, dis nie net heel moontlik dit wat daar gebeur het nie. In ons eie lewens weet ons ook dit, partykeer is dit nie net die een ding waarvoor ek kwaad is nie, daar was eintlik maar 'n bietjie van 'n oploop, daar was 'n paar dinge wat nogal bietjie so in my hart kom sit het, wat so half my houer al hoe voller en voller en voller gemaak het, dat dit net maklik was om my oor te borrel. Dit makliker was om dit wat hier binne is, te laat uitgaan. En Martha reageer deur te sê, Here, pla dit U nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Pla dit U nie. Gee U nie om nie. Sê tog vir haar om my te help. Wie's nou baie gasvry? Here, gee U dan nie om dat sy nie gasvry optree soos U ons geleer het nie. En my suster, wat gebeur met Martha? Martha is oorlaai deur, sy is oorweldig deur alles, en hierdie konflik binne in haar het opgebou en opgebou. Dinge gebeur nie soos wat sy gehoop het nie, of wat sy gewoond aan is nie, of wat sy verwag het dat haar suster sal kom help nie. Sy vererg haar vir haar suster, maar wat doen sy? Sy haal dit nie op haar suster uit nie, op wie haal sy dit uit? Op Jesus. Nou, wie het dit al gedoen? Ons ken hierdie reaksies. Ek glo as ons net 'n oomblik moet sit en bietjie neerskryf van waar dit oral in die laaste week of maand gebeur het, dan gaan ons 'n paar plekke kan noem, gaan ons nie. As ons stresvlakke te hoog is, as ons frustrasies te veel is, as ons kwaad wees opgebou het, 'n rukkie gebroei het en dan in die rooi in beweeg het en self toksies in my hart geraak het, dan het ek ontplof, of dan het ek oorweldig gevoel, en dan het ek gereageer sonder om te dink. En dan kan ek nie meer dit wat hier binne-in gaan wegsteek nie. Ons dink ons kan, broer en suster, maar ons kan nie. Nee, dan wys dit op my gesig, dit wys oral in my lewe, dit wys oral wat ek sê, en die mense rondom my ontgeld dit. En gewoonlik maar jou naby mense, jou kinders, jou eggenoot, jou ouers, en partykeer so met die hond of kat ook, nee? Jou werksmense, jou werkskollegas, ontgeld dit. En nou praat ons nog ligtelik hieroor, maar die ontgelding is partykeer baie erg, baie swaar, baie vernietigend, baie verwoestend, baie vernederend. Daarom, broer en suster, wil ek hê ons moet hoor dat hier baie meer aan die gang is hier as net gasvryheid. Maar dit gaan hier oor die woorde besorgd en bekommerd. Jesus wat vir haar sê, Martha, Martha, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge. Jy kwel jou en jy is ontstel oor 'n klomp dinge. Dit het nodig om heel te word.
Martha, jy het heelwoord nodig, en so is dit dan, omdat dit my en u storie is, dan ook dat die Here vir my en u kom sê, André, hier het heelwoord nodig. Hier is heling nodig. Jesus wil ons gebrokenheid, ons skaamte, ons angs, al hierdie dinge wil hy kom aanraak, wil hy kom heel maak, dat dit nie op die ou einde my lewe kom verniel en verwoes nie. En Jesus kom sê, kom, dit wat Maria gekies het is die beste, kom sit by my, waar ons sonder voorwaarde, waar hy ons kom innooi, en eerder dat ons toelaat dat ek nie meer die gasheer is nie, maar dat Jesus die gasheer word, en dat ek by hom gaan sit, en dis wat Jesus hier vir Martha kom bied het. Martha, ek weet, jy wil my gasvry behandel, maar laat my toe om gasvry teenoor jou te wees, en kom ontvang, en kom sit hier by my. Ek is nou in die hier en nou is ek teenwoordig. Dan hoef hierdie kwaad word en hierdie alles jou nie te oorweldig nie, broer en suster. En baie keer is dit so wat Jesus dit vir ons ook nooi in hierdie emosies, oorlaaide emosies wat hy vir ons kom sê, ek wil jou help dat dit jou nie oorweldig nie, dat dit jou nie oorheers nie, dat dit jou nie beheer nie, dat dit jou nie laat dinge doen wat jy eintlik nie wil doen nie, of laat wees wat jy nie wil wees nie. Of dat dit by jou kom steel wat nie gesteel moet word nie. Dat die angs, die stres, die frustrasie, die hartseer, die skaamte nie skeiding bring nie, maar dat ons met daai emosies by God kan gaan sit. En wanneer ek sit, bedoel ek sit, broer en suster. Ons wil hê die Here moet baie keer hierdie dinge vinnig oplos. Ek moet vinnig beter voel. Ek moet dit my nou net, ek moet net hier wees, ek moet bid en dan is alles reg. Maar die Here wil hê, baie keer ons moet kom sit, by hom kom wees, by hom kom asemhaal, soos wat ons vanoggend voor die tyd gemaak het, bewus raak van die Heilige Gees, of God is by my, is in my. Hy is in hierdie emosie. Dit is so belangrik dat ons hier sal raak sien, broer en suster. Dat ons sal raak sien, dat die Here het Martha nie veroordeel nie. Hy het nie met Martha beklei nie. Hy het vir Martha kom help. Hy het gesien, dit wat tans oorloop, dit wat by haar mond uitkom en sê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Martha, jou optrede, jou woorde, sê vir my, iets is hier binne in jou hart aan die gang, Martha. Jy kwel en ontstel jou oor baie dinge. Die Grieks in hierdie gedeelte kom sê, dat hierdie kwel en ontstel ook vertaal kan word met angstig, verdeeld of oorweldig bekommerd. En Jesus kom ontmoet haar daar. Jesus kom ontmoet haar waar hierdie dinge vir haar oorweldigend is, waar dit uitborrel. En wat kom wys die Here vir Martha uit? En wat kom sê hierdie gedeelte vir my en u, broer en suster? Die implikasie is dat ek, as hierdie dinge in my hart bly rondhol en bly worstel en bly ophoop en ek kom nie beter nie. Die implikasie is dat ek God se teenwoordigheid nie ervaar nie. Is dat ek voel God is nie vir my nie, God is teen my. Dat God wil aan nie kom help nie. Dis die implikasie. En sy mis uit dat Jesus, die Seun van God, die verlosser, die een wat die wonderwerke doen, die een wat sy gesien het, 'n man van liefde is, 'n man wat omgee. En hier sien Martha dit en sy mis dit. En Jesus is by haar en sy kan nie sy teenwoordigheid beleef nie, want sy is kwaad, sy is ontsteld, sy is besorgd, sy is bekommerd oor wat. En nie alleenlik dit nie. Sy is bekommerd oor Maria kom help aan nie. Ek wil gou vir u kom wys, albei Martha en Maria het hier met Jesus te doen. Kom ons kyk gou hoe lyk Martha se gebed as sy met Jesus hier praat. Sy sê, Here, gee U nie om nie.
Wat sê sy daarmee? Sy betwyfel Jesus se liefde. Tweede dingetjie wat sy sê, my suster los my alleen om my te bedien. Wat kom maak sy? Sy kom maak dat alles nou oor haar gaan. Maria doen dit as prins. Derde ene, wat doen Martha? Sy neem beheer. Sy wil die leiersel sê. Sê vir haar Jesus, ek dalk sy nou nie vinger gewys nie, maar ons doen, as ons baie keer praat, sê vir haar, sy moet my kom help. So wat gebeur in hierdie gesprek met Martha en die Here? Is dit 'n mooi tipe verhouding wat hier plaasvind? Is dit 'n oop gesprek? Nee, sy verkwalik die Here, sy blameer die Here, sy maak dit net oor haar gaan, en dis nogal wat oorlaaide emosies met my en u doen, is dit nie, broer en suster, dat ek laterand net so oorweldig voel, of so selfsugtig raak, dat dit alles net oor my gaan. En dis wat sy hierso doen. En dan wil ons beheer hê. Maar dit is eintlik buite beheer. En my suster, en dis waar God inkom. En hy wil hier ons kom begelei, hy wil ons kom help, dat hierdie baie keer angsvolle situasies, wat my oorweldig, of skaamte situasies, dat dit my nie hoef te oorweldig nie, dat ek dit vir hom kan gee en kan oorgee. En wanneer ons oorlaai is hier binne, broer en suster, weet jy wat gebeur? Ons verloor die vermoë om regtig te luister en te hoor. Ons verloor die vermoë om regtig te kommunikeer wat hier binne aangaan. Daarom verloor mens so beheer, en 'n mens verloor so 'n bietjie beheer om deernis en empatie te beleef. Want alles gaan hier binne in en dit voel vir my oorweldigend en my kop is so besig en die Here wil praat en die Here wil hê, en daarom is dit nodig dat 'n mens moet by God gaan sit met my emosie, en soms sommer in my emosie moet sit, dat hy kan kom gesond maak. Dit is vir my so mooi en gepas dat Jesus Martha se naam 2 keer sê. Martha, ek weet nou nie in wat 'n stemtoon dit was nie, maar sê Martha, en dan lyk dit of sy nie luister nie, dan sit sy alweer, Martha, jy is besorgd en bekommerd oor baie dinge, kan u vir Jesus sien met haar praat? Dit is vir my so nodig, dat hy met oë kyk, met liefde, met deernis, met hulp, met omgee, met wat deur my oë kyk, tot in my hart en weet wat hier aangaan. Dis hoe Jesus daar met Martha praat. Jy is besorgd en bekommerd, Martha. Oor baie dinge, maar een ding is nodig. En God, broer en suster, nooi ons soontoe. Hy nooi ons, kom sit. Kom rus, kom ontvang, kom word ligter, kom word vry, kom word bedien met die genodige genade. En ek gaan my nou self gewees op. Het die storie vir ons gesê, wat het Martha gedoen nadat Jesus dit vir haar gesê het? So die besluit is so half oop, so ook vir my en u. Ons weet nie wat het Martha gekies nie. Ons lees dit nie. En my suster, en dan wil ek nou kom vra, wat is die alternatief? Wat is die alternatief vir Martha om nie by Jesus se voete te gaan sit nie? Wat is die alternatief vir my en vir u? Die alternatief is dat my emosies van my nie beter gaan kry. Dat dit my laterand gaan oorweldig en oorheers. Wat is die alternatief is dat as ek weet hierdie dinge gaan nie binnekant my aan, ek raak al hoe meer bewus daarvan, maar ek weet nie wat om daar te maak nie, dit maak my net te veel ongemaklik, so wat is die beste? Ek ignoreer dit, of ek vee dit onder die mat in en hoop dit gaan later beter word, of ek probeer myself streel met korttermyn oplossings, sodat ek net vir nou kan beter voel. En ons almal weet, sekere alternatiewe tydelike verligting help 'n bietjie tydelik, maar op die lange duur nie.
Ek kan probeer streel, maar my hart gaan omstymiger word. En op die einde gaan dit my inhaal, en op die einde gaan dit my lewe verwoes, verniel, oorheers. Kom ons kyk na Maria. Ek gaan weer daaronder gaan sit. Kan jy my, ek weet nou, almal gaan my sien, maar nie noodwendig so goed as ek daaronder sit nie. Maar ek wil hê, jy moet dit sien vanmôre. Bill Hybels het een keer 'n preek gepreek oor hierdie gedeelte, en toe sê hy, in jou huis moet daar 'n stoel wees waar jy kan gaan sit by die Here, en jy moet elke keer in daai stoel op daai plek gaan sit. Maria het by Jesus gesit. By Jesus se voete. En hoe het haar gebed gelyk, anderster as die een van Martha? Martha het beklei, Martha het blameer, Martha het beheer gevat en gesê dis hoe dit moet wees. Maar wat doen Maria? Het Maria met Jesus gepraat? Ons weet nie. Die gebruik was in daardie tyd is dat die man het by Jesus gesit, het by die rabbi gesit en geluister, en gewoonlik was daar dialoog rondom van sy leringe, maar Maria, al wat ons weet, het by Jesus se voete gesit. So wat het sy gedoen? Sy het gesit en luister, sy was teenwoordig by Jesus. En dis waarna God ons nooi. In plaas van om weg te hardloop, in plaas van om 'n mat in te vee, in plaas te probeer wegsteek, in plaas om dit te probeer streel en net vir tydelike maniere beter te voel, nooi Jesus hier vir Martha om by hom te kom sit soos Maria. Want dis daar waar skaamte kan verander in waardigheid. Dis daar waar angs kan verander in rus en vrede. Dis daar waar minderwaardigheid kan verander in geliefdheid. Nie oornag noodwendig nie. En nie in perfekte volgorde nie. Maar elke keer as ek opdaag en by Jesus kom sit, en my emosie erken en in my emosie sit saam by Jesus, gee ek kans dat daar 'n invloei kom van sy lewende water, wat kan kom lewe bring, kan hoop bring, kan genesing bring, oor die besorgdheid. En dis vir my so mooi hier, die laaste versie daar, Maria het die goeie deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Is dit nie 'n mooi belofte nie, dat as ek kies om by Jesus te sit, as ek kies om by hom te rus, in hom te rus, kan niemand dit wegvat nie. Dis wat God vir my en u wil kom bied, en dis my hoop hierdie week, dat met ons daaglikse oordenkings, dat ek vir 'n paar maniere gaan gee, en kom help hoe ek dit net kan doen om by die Here te rus, by hom te sit, waar ek die Here kan toelaat in my innerlike kamer, waar ek nie wegvlug nie wegvlug van die skaamte of die emosie daar nie, maar dit erken, en saam met Jesus daarmee sit, want broer en suster, dit moet ek en u ook erken, is dat emosies is nie sleg nie. Emosies is gewoonlik boodskappers wat vir ons iets sê, wat ons ervaar en aangaan, en dit aandag nodig het. Die Here wil graag ons harte kom transformeer. Hy wil dit, of dit nou skaamte, angs, hartseer, trauma, enigiets van daai dinge is, wil hy dit kom transformeer. Richard Rohr, en hiermee sluit ek af, kom sê, that if I don't transform the hurt, I will most definitely transmit it. Sal ek dit oorgee, ek sal my onstuimige, al hierdie ander dinge sal ek oor van iemand anders. En Jesus kom bied en kom sê, kom rus by my. Kom rus by my, en dit sal nie van jou af weggeneem word nie. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Seun van God, wees ons genadig. Here Jesus Christus, Seun van God,
wees ons genadig. Wees ons genadig in ons gedagtes. Wees ons genadig met ons emosies. Wees ons genadig met die lewe wat ons leef. Wees ons genadig. Here, wees elkeen vanmôre hier genadig, die in elke fase van hulle lewe, die kinders, die tieners, jong mense, Here, ouers, oupas en oumas, wees elkeen genadig. Wees ons genadig met ons skaamte en skandes. Wees ons genadig met ons angste en vrese. Wees ons genadig, Here, met ons hartseer en verlies. Wees ons genadig, Here. Wees ons genadig met ons gevoelens, partykeer dat ons nie goed genoeg is nie. Wees ons genadig met tyd. Wees ons genadig met ons keuses, Here, dat ons sal kies om by U te wees, by U te rus, by U te sit, by U te ontvang. Wees ons genadig, Here, dat ons koppe ons sal toelaat en ons harte ons sal toelaat en ons programme ons sal toelaat om by U te wees. Help ons, Here, met doelgerigtheid daarmee. Here, help ons om 'n keuse te maak vir U en by U te wees. En dankie, Here, dat ons U kan vertrou om Uself op hierdie manier ook aan ons, elkeen te openbaar. Dankie, Here. Amen. Prinsester, ek kan regtig sê, daai stoel sit bietjie lekkerder weg is. As jy my nog in, ons het ook vanmôre 'n paar dienswerkers wat ons graag wil bevestig vanmôre in ons gemeente, wat ons ook nou gaan doen. En ek wil gou vra dat hulle na vore sal kom asseblief. In wijk 3 is dit Hendrik de Jager, in wijk 12 Marley Barnard. Ekskuus Marley, jy moet nou ver loop. Sonja Landman, asseblief, as jy na vore kan kom, en dan Marina Stoffberg. Ek staan sommer so hier, so daar's daar van daar af, ja, dankie Sonja. Marina. Sonja is wijk 16, Marina is wijk 17, Marley is wijk 12 en Hendrik is wijk 3. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk te help uitbou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan sy disippels daar Matteus 28 bevestig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook vir julle. Diegene wat hy roep word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat julle dienswerk kan doen in die gemeente, kan opbou, sodat elke gelowige hulle funksie kan vervul. Die dienswerk in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt in die werk van Christus. En van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en die Here het ook elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te raak in die gemeente. So deur julle verkiesing as dienswerkers, gee God aan jou die geleentheid om jou liefde vir hom konkreet uit te leef en in die proses sal jy jouself verder geestelik groei en ervaar dat God jou talente versterk. Dan is dit belangrik. Ons as gemeente beloof ook om julle ons respek en samewerking te gee, om julle te help, te onderskraag en in gebed te dra, dat die Here julle sal help om julle taak te kan doen. Antwoord asseblief dan nou hardop op die volgende vraag. Ek gaan die vraag lees, en dan sal ek jou naam noem, en dan moet jy asseblief ja sê. Nee, jy moet antwoord.
antwoord opreg op die volgende frase. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing? En verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om hierdie dienswerk soos dit aan jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul? En beloof jy om tot eer van God te lewe en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy op die regte pad bly? Wat is hardop jou antwoord, Marina? Sonja? Hendrik? Marley? Kom ons bid gou dat die Here hulle sal seën en sal toerus vir hierdie taak. Here, dankie. Dankie Here vir die kinders, disippels van U wat hand opgesteek het en gesê het, ja Here, hier is ek, U kan my gebruik. Ek kom bid Here dat U hulle sal toerus vir hulle verantwoordelikhede, hulle take. Help hulle Here daarmee in Jesus naam. Help hulle om dit te doen tot eer van U, tot uitbreiding van U koninkryk. Help ons as gemeente om hulle te ondersteun, vir hulle daar te wees, deure en huise oop te maak, asseblief Here, en hulle te ondersteun. Seën hulle in hulle werk hier in die gemeente. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem.